'n erfenis, ewig en bewaar. Ons gaan vanoggend voort met hierdie tema vanuit die eerste brief wat Petrus geskryf het, spesifiek vanuit hoofstuk 1 verse 3 tot 6. Goeiemôre. Ek is Grylin van Rooyen van die AP Kerk Potgietersrus. En ons gesels nou verder oor 'n baie belangrike eienskap van die erfenis of erfdeel wat ons geskenk is. Vers 4, die eerste gedeelte, lees spesifiek sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry. Onverganklik, onbesmet. Petrus gaan dus aan en verduidelik hier die aard van die erfdeel van die gelowiges. Nou die kernwoord van hierdie hele gedeelte wat ons nou ook saam gelees het, is die woordjie erfenis. Want wat is 'n erfenis of 'n erfporsie, erfdeel anders as 'n nalatenskap wat 'n persoon ontvang as lid van 'n familie? In die Griekse vertaling van die Ou Testament word dieselfde woord gebruik om te verwys na die totaliteit van die beloofde land as erfporsie van die Israeliete, soos wat God dit aan hulle in die verbond beloof het. Maar die erfenis waarna Petrus verwys, is tog nie Kanaan, soos wat die Israeliete dit in besit ontvang het onder Joshua nie. Hy verwys na iets baie groters as selfs die hele land Kanaan as die beloofde land. Die erfenis wat die gelowiges sal ontvang, is 'n ewige erfenis, wat nie deur vyandige volke verower word nie. En is 'n heilige erfenis wat nie deur afgodediens en bloedvergieting bevlek is nie. Dis 'n erfenis waarvan die beloofde land slegs 'n skadu is. In Openbaring 21 beskryf ons die erfenis waarvan Petrus praat as 'n nuwe hemel en nuwe aarde met die nuwe Jerusalem toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Daar sal nie meer dood wees nie, daar sal nie meer hartseer of droefheid wees nie. God self sal die trane afdroog. Is dit nie genoeg om 'n mens se hart te vul met vreugde nie? 'n ewige erfenis sonder hartseer of pyn. God skenk ons nie sommer maar net 'n stukkie erfdeel nie, maar die ewige, die volmaakte erfdeel van die gelowige, onverganklik, onbesmet, en dit in sy Seun Jesus Christus. In hierdie feestyd, laat ons onthou dat hy, die ewige, onsself verneder het deur aan die tydelike gelyk te word, sodat ons ook die ewige in besit kan neem. Dis waarom Petrus die gelowige wou herinner. En daarom sê hy vers 6, verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Verheug julle heel, want julle erfdeel is ewig en onbesmet. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader van ons Here Jesus Christus, weer dank ons U en loof ons U en prys ons U vir nie sommer maar net enige erfdeel wat ons ontvang het nie, maar vir 'n ewige erfenis wat U Seun so baie gekos het. Al besef ons nie die grootsheid van ewig nie, bring dit ons tog in 'n diepe dankbaarheid, 'n groot nederigheid aan U voete. En daarom aan U al die eer. Amen.